Baie welkom by nog 'n boodskap in ons reeks oor praktiese Christendom. Hier is nommer 12 waar ons gaan kyk na ander se mense. Dis vir die NG Kerk van Karasburg Sondag 7 April 2024. Maar voordat ons daarmee begin, kom ons bid net eers saam. Baie dankie Hemelse Vader vir u liefde, vir u genade, vir u grootheid, vir u almag en dat u elkeen van ons op u naam selfs ken. Baie dankie dat u ook u seun vir ons gegee het sodat ons 'n nuwe lewe ook kan hê. Daarom vra ons Here, hier waar ons nou na hierdie boodskap gaan kyk, na u woord, na die skrif, mag dit vir ons helder wees en mag u vir ons daardeur lei en leer. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, soos ek in die begin gesê het, ons is besig en eintlik amper klaar met 'n reeks genaamd Praktiese Christendom, waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry en dan kyk ons ook na wat die Bybel daaroor te sê het. Want ons dink partykeer ons weet hoe ons veronderstel is om op te tree rondom sekere goeders, totdat ons die Bybel 'n bietjie dieper gaan bekyk en dan agterkom maar eintlik doen ons dit dalk verkeerd. Nou in die eerste een van hierdie reeks het ons gekyk na drank en daarna in die tweede een het ons gekyk na misdaad. Toe het ons gekyk na sosiale media en daarna het ons gekyk na droogte. In die vyfde boodskap het ons gekyk na Hollywood en die sesde ene was vuil taal. En toe het ons gekyk na medewerkers en daarna het ons gekyk na geld. In die negende boodskap het ons gekyk na die natuur en 10de ene het ons gekyk na dans en verlede keer het ons gekyk na kinders grootmaak. So as u dalk een van hulle gemis het en tog belangstel daarin, kan u gerus daarna gaan luister. Maar vandag se tema is mense wat anders is. Interpersoonlike verhoudings met ander mense is 'n onderwerp wat vir baie mense eintlik 'n hoofpyn veroorsaak. Dit is ook 'n onderwerp wat gereeld deur 'n mens se lewe as 'n Christen teëgekom word. Omdat jy nooit alleen is nie, daar's altyd mense met wie ons juis in kontak kom. En die Here Jesus vereis van ons om harmonieus met mekaar oor die weg te kom en om ander lief te hê soos wat ons onsself liefhet. So ons verhouding met ander mense is dus iets wat ons gedurig oor moet dink en wat in ons gedagtes ons daar moet hou. Baie toegewyde Christene is ook bereid om die Here se lering oor verhoudings in die praktyk toe te pas. Maar in werklikheid wanneer ons met ander mense omgaan, kom ons eintlik gereeld konflikte en misverstande te. En ons ervaar irritasie en woede, teleurstellings en hartseer, soveel so dat ons verhoudings met ander mense eintlik rigied word en party van dit breek af. En dit lei weer tot 'n pyn vir almal. Met interpersoonlike verhoudings is nie maklik nie. En die grootste rede daarvoor, dink ek, is omdat ons as mense anders is van mekaar. Ons verskil van mekaar en ek praat nie net oor ons voorkoms nie, maar ook oor hoe ons lyk. Hoe ons verskil in ons denke, in ons emosies, in ons optredes en selfs ook in ons geloof. Die manier hoe ons kyk na dinge en dinge benader. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in een van die gedeeltes oor ons optrede teenoor mense wat anders as ons is. En wanneer ons dit lees, onthou dat hierdie eerste teksgedeelte het spesifiek te doen met en fokus op die verskille tussen gelowiges in 'n gemeente. Die fokus van hierdie teksvers is nog nie mense buite die kerk nie. Ons sal later na sulke tekste kyk. Maar kom ons blaai na Romeine 14 en ons lees saam vanaf vers 1 tot 19. Aanvaar die een wat swak in die geloof is sonder om oor verskille te argumenteer. Die een wat glo dat 'n mens alles mag eet, maar die ander een wat swak in die geloof is, eet net groente. Die een wat eet, moenie neersien op die een wat nie eet nie. En die een wat nie eet nie, moet die een wat wel eet nie veroordeel nie, want God het hom aanvaar. So wie is jy om oor iemand anders sy huisbediende te oordeel? So of hy staan of val is iets wat net sy eienaar aangaan. Hy sal egter bly staan want die Here is in staat om hom staande te hou. Die een beskou een dag belangriker as die ander, en vir 'n ander weer is alle dae eenders. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Luister net weer na hierdie stelling van hom. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag uitsonder, sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God daarvoor. Ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here en hy dank God daarvoor. Niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
As ons leef, leef ons immers vir die Here. En as ons sterf, sterf ons vir die Here. So of ons dan nou lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. En dit is tog waarvoor Christus gesterf het en weer lewend geword het, om Heer te wees oor dooies en lewendes. Jy, waarom veroordeel jy jou broer dan? Of jy, waarom sien jy op jou broer neer? Ons gaan tog almal voor God se regterstoel verskyn. Want daar staan geskryf, so seker as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal my as God bely. Elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. En daarom, kom ons veroordeel mekaar nie meer nie. Maak dit eerder julle voorneme om nie vir julle broer 'n rede tot aanstoot of struikeling te verskaf nie. Ek weet, ja, ek is in die Here Jesus daarvan oortuig, dat niks van self onrein is nie. As iemand iets egter as onrein beskou, dan is dit vir hom onrein. As jy jou broer aanstoot gee deur wat jy eet, handel jy nie meer volgens die liefde nie. So moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het ten gronde laat gaan nie. Moenie toelaat dat die goeie wat daar by julle is 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie Christus op hierdie manier dien, is aanneemlik vir God en aanvaarbaar by die mense. Kom ons streef dan na die dinge wat die onderlinge vrede en mekaar se opbou bevorder. Ek lees tot sover. Hierdie gedeelte help ons om te verstaan oor hoe ons veronderstel is om juis mense, in hierdie geval medegelowiges, te hanteer wat van ons verskil, mense wat anders is. Nou, ek gaan na verskillende groepe kyk, maar kom ons kyk eers net na hierdie groep, en dit is die medelidmate wat anders dink en optree. Ons teksvers help ons om te verstaan dat selfs medegelowiges in dieselfde gemeente anders kan wees as ons. Ons het dieselfde basiese geloofsgrondslag, waaroor meeste van ons saamstem, maar sodra jy met mense begin praat oor die geloof, dan kom jy tog agter dat daar verskille is selfs in dieselfde gemeente. In die geval in Rome, vir wie Paulus hier skryf, was dit byvoorbeeld dat party gelowiges se geloof was nog nie so sterk nie, met die gevolg dat hulle nog 'n probleem gehad het as ander gelowiges van die vleis geëet het. Nou, hoekom was dit vir party 'n probleem as ander gelowiges van die vleis geëet het? Want in daardie tyd, in daardie stad, is alle vleis aan die afgode geoffer, voordat jy dit met ander woorde kon koop. So vir party wie se geloof swak was dit 'n probleem. Nou ander vir wie se geloof weer sterker was, het verstaan dat ons net vir God hoef te vra om die vleis te seën voordat ons dit eet. Want ons glo tog God is groter en sterker as enige ander afgod. God is die enigste God. En Paulus se redenasie hier is dus nou, maar as jy weet dat iemand het 'n probleem met dit, moet dit dan nie aspres voor die persoon doen nie. Jou vryheid om daardie vleis te eet is reg, maar moet dus nie dat jou vryheid die swak geloof van iemand anders te breek nie. Want, en hier is een van die sleutels vir die verstaan oor hoe ons as Christene moet optree, want dit gaan oor daardie ander persoon se siel, om hulle nie in die geloof te laat struikel nie. Die tweede groep is mense wat in ander kerke is as ons. Nou hierdie sluit baie nou aan by die vorige gedeelte, behalwe dat afhangende van watter kerk dit is, die verskille of die andersheid nogal baie groter kan wees. En dit kan verskriklik wees as ons na die geskiedenis moet gaan kyk, oor hoe baie bloed en woorde en tyd en energie al verspil is tussen kerke, tussen Christene. 'n Vers wat ons egter baie hierin help, is Markus 9 vers 38 tot 40 wat sê, Johannes het vir hom gesê, Meester, ons het iemand in u naam demone sien uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus het gesê, moet hom nie keer nie, want niemand wat in my naam 'n kragtige daad doen, kan net daarna sleg van my praat nie. Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Wie vir julle in my naam 'n beker water te drinke gee, omdat julle aan Christus behoort. Amen. Ek sê vir julle, hy sal beslis nie sy beloning verbeur nie. En dit is wat Jesus gesê het. En tog, as jy kyk hoe party Christene in verskillende kerke byvoorbeeld ons afmaak asof ons hel toe gaan omdat ons in die NG Kerk behoort, dan weet jy mos iets is nie reg by hulle nie. Maar Jesus se opdrag hier is baie duidelik en reguit. 'n derde groep
is mense van ander gelowe. As 'n Christen glo ek dat die Bybelse leerstellings oor God, oor die mensdom, oor Christus, die hemel, die hel, die verlossing, en dat dit alles waar is. En as gevolg hiervan aanvaar ek nie wêreldsbeskouings soos ateïsme of agnostisisme, boeddhisme, hindoeïsme en islam nie, om maar net 'n paar te noem, want hierdie verskillende gelowe is strydig met ons Bybelse Christendom, en hulle is dus nie waar nie. Maar dit beteken dat dit dus 'n konflik baie keer bring tussen ons en daardie mense van ander gelowe. En vir ons as Christene is dit nie 'n saak van ek op my molshoop en jy op joune nie. So ons kan nie aanvaar dat hulle geloof gelykstaande is in terme van die waarheid wat ons in is nie. Maar ons moet onthou dat dit juis na hierdie mense is, na wie toe Jesus ons uitstuur. Dit is juis ook hierdie mense vir wie Jesus ook dan gesterf het. En die enigste rede hoekom jy anders kan wees as hulle, is net genade. God se genade wat ons ingetrek het. Anders was ons ook maar in dieselfde bootjie as hulle. Nog 'n groep mense is mense wat jou vervolgers en vyande is. Nou hierdie groep is dalk die moeilikste, want dit is waar die grootste andersheid dalk gewoonlik lê. Ons as mens het hierdie geneigtheid om ander mense te soek met wie ons kan vereenselwig, mense met dieselfde waardes as ons, mense wat dieselfde kyk na dinge as ons. En ons raak maklik vriende met mense wat dieselfde belangstellings of idees oor dinge het as ons. Soos die spreekwoord sê is dat soort soek soort. Nou as gevalle mense in die wêreld verlei sonde ons natuurlik om maklik die meeste van ons probleme met mense as iets daarbuite te sien. Ons dink gewoonlik ons probleme met mense wat anders is met ander mense. Ons sien gewoonlik en dink gewoonlik aan hulle sonde wat hulle pleeg teen my. Ek bedoel, hoeveel keer dink ons aan ons sonde teen 'n heilige God, wat seker dinge weer van ons vra, in terme van hoe ons teenoor daardie mens moet optree. Want sien, wanneer ons fokus gewoonlik maklik op hulle en hulle sonde, as dit daar is ons maar baie vinnig om te praat en stadig om te luister. Vinnig om mense te wil afskryf en stadig eintlik om te verdra. Vinnig om mense te vermoed en stadig om te vergewe. Want dit is ook hier waar die Christendom 'n groot verskil het van alle ander groepe en gelowe in die wêreld. Ons sien Jesus vra van ons juis die mense wat die meeste anders as ons is, om hulle lief te hê. Kyk wat sê Jesus in Matteus 5 vers 46 tot 48. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Beslis nie. Maak die tollenaars nie, maar ook so nie. En so, as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie, maar ook so nie. Dit is sommer vinnig van die algemeenste groepe mense wat anders as ons is. So, maar watter praktiese raad gee die Bybel dan vir ons oor hoe om op te tree, juist teenoor mense wat anders as ons is? En die eerste ding is, leef God se liefde. En hierdie is belangrik. Ons word deur God opdrag gegee om ander mense lief te hê, selfs en dalk veral die mense wat anders as ons is. Nou die oomblik wat ons dit natuurlik uit ons eie uit gaan probeer doen, dan gaan ons meeste van die tyd natuurlik misluk. En dis hoekom ons dit egter met God se liefde moet doen. Ons moet geanker wees in God, sodat ons deur die Heilige Gees met liefde teenoor alle mense kan leef. God se liefde is nie gebaseer op emosies of gevoelens nie. En dit is groter as wat ons ooit dalk nodig gaan hê. In 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 beskryf dit soos volg vir ons. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie geleer ken nie, want God is liefde. Selfs vir jou vyande. Die tweede ding is, moenie anders sommer net definieer en oordeel nie. Onthou dat ons kan nie
nie-Christene tot dieselfde standaard van gedrag verantwoordelik hou as vir Christene nie. Daardie mense leef nie met dieselfde waardes en etiek as ons nie. En dit gebeur tog so baie maklik dat ek mense hoor oordeel uitspreek oor ander, oor iets wat 'n persoon dalk gedoen of gesê het. Maar ons moet altyd Jesus se volgende woorde in gedagte hou, Matteus 7 vers 1 tot 2 wat hy sê, moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Onthou, dit is nie ons werk om te oordeel nie, maar om lief te hê. God het nie gesê, ek stuur julle na die uithoeke van die aarde, gaan veroordeel mense nie, nee. Hy het gesê, gaan doop hulle en leer hulle. Ons taak is om lief te hê. Ons korrupte geaardheid is almal dieselfde. As ander 'n arrogante, verwaande of selfsugtige ingesteldheid openbaar, kan ons eweneens dieselfde gesindheid openbaar. Ons het dieselfde tekortkominge as ander mense. Ons is nie beter as ander nie. As ons ander oordeel en definieer as gevolg van hulle tekortkoming en korrupsie, dan is ons werklik arrogant en het ons te min kennis van onsself. Daarom, ongeag watter korrupsie en oortreding is ander openbaar, ons moet die sonde behoorlik aanspreek, maar ons moet mense nie net sommer oordeel en definieer nie. God haat die sonde, maar het die sondaar lief. Die derde is dat jy moet nie ander mense oorskat of onderskat nie. Leer uit ander mense se sterkpunte en maak op vir jou eie tekortkominge. Filippense 2 vers 3 sê, nie uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. En wanneer ons mense wat anders as ons is begin sien as iemand wat ook na die beeld van God geskape is, net soos ek en jy, dan kan ons begin om hulle te waardeer vir wat hulle tot ons lewens kan byvoeg, van wat ons dalk by hulle kan leer. Die oomblik wat jy jouself hoër ag as iemand anders, sluit jy vir jouself daai deur toe. 'n Vierde ding is herken jouself, met ander woorde wees eerlik met jouself. Wanneer jy ontdek dat ander mense dinge doen wat nie ooreenstem met jou eie idees nie, moenie jou blik op die ander persoon fokus nie. In plaas daarvan moet jy eers by jouself erken en daardie waarheid prakties toepas. Nou wat bedoel ek daarmee? Wanneer ons met ander omgaan, is dit onvermydelik dat daar wrywing en veroordele partykeer sal wees. En op hierdie oomblikke wat moet ons nie blindelings fokus op wat die ander persoon of party verkeerd doen en altyd glo dat dit die ander party se skuld is nie. In plaas daarvan moet ons leer om voor God te kom en die waarheid in God se woord te soek, sodat ons kan uitvind waar ons eie probleme is. Sodra ons God se bedoelings verstaan en 'n begrip van ons eie sondige, korrupte geaardheid het, sal ons onsself in ander mense se skoene kan plaas en dinge vanuit hulle perspektief kan begin sien. Ons sal ander kan verstaan en empatie met hulle kan hê en meer verdraagsaam kan wees. Op hierdie stadium sal die vooroordele wat ons verander het natuurlik drasties verminder. Jesus sê ook in Matteus 7 vers 3 tot 5, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar net die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, al eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Ons sien so maklik ander se foute en dinge raak, maar staar ons osself blind teen ons eie foute. Dit sê Jesus, is skynheiligheid. Nee, begin by jouself voordat jy daarin dink om enige iets anders te sê. Dit is onbybels om te dink jy het nie foute nie. Al wat ons dus moet doen is om hierdie leiding wat God vir ons in sy woord gee, prakties te begin uitleef. En die andersheid van mense word dan iets wat nie jou lewe versier of jou vreugde meer steel nie. Nee, dan word jy iemand wat begin om na mense wat dalk so baie anders is as ons, dat dit amper lyk soos teenoorgestel is. Dan begin jy om na hulle te kyk vanuit die oë van God. Dan begin jy 'n liefde ontwikkel teenoor hulle, soos wat God vir hulle het. Dan sien jy nie meer net die andersheid raak nie, maar begin jy meer te fokus op mense se siele en die liefde wat hulle eintlik nodig het. Amen.
Ons dank die Here vir hierdie woord en vir hierdie wysheid en Here ook die verstaan rondom hoe ons ook teenoor mense moet leef wat anders as ons is. En Here, daar's so baie mense wat 'n ander taal het, mense wat anders te dink oor goed. En Here, as ek kyk hoe die gereformeerde kerk in Suid-Afrika ook gesplit het weens volgens my nietige belaglike goed. Hoe op aarde het ons dit gemis in die verlede? Maar wil U daarom vir ons nou seën en help en die krag gee om op die regte pad te bly. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die God van alle genade, vrede en liefde julle elkeen kom herstel, jou bemagtig, jou versterk en stewig vestig ook in sy liefde verander. Al is hulle hoe. Amen.